Jou roeping word nie deur jou omstandighede gekanselleer nie. Ons leef egter dikwels asof dit wel so is. Ons verbeel ons roeping is een volmaakte werk of een ideale geleentheid of een lewensbepalende besluit. Dan raak ons vinnig bang dat ons dit mis. Ons dink dikwels wanneer werk bevredigend is, dan is ek naby aan my roeping. Of wanneer ons in 'n toksiese werkplek is, dan is ons nie. Ons word gegooi deur moeilike kollegas in die gesig staar of alledaagse take voltooi. En as ons nog op geleenthede wag, wonder ons of ons dalk God se plan gemis het. Soms, met aftrede of oorgange, vra ons ook die vraag, is my roeping nou verby? Maar die verhaal van die skrif vertel 'n ander storie. Genesis begin met 'n God wat sy werk deel. In plaas daarvan om alles self te doen, nooi hy mense uit om deel te neem aan die voortgaande bewerking van die skepping. Hulle roeping word nie in 'n werkstitel gevind nie, maar in deelname aan God, waar hulle ook al is, waar hy ook hulle nooi. Van die begin af was roeping nooit oor die vind van die perfekte plek, of die perfekte omstandighede, of die perfekte taak nie. Dit was oor die getroue weerspieëling van God se karakter in watter plek of geleentheid hy ook al aan hulle toevertrou het. Paulus weerklink hierdie visie wanneer hy oor die nuwe lewe waartoe Jesus ons nooi skryf. Hy sê, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Dis 'n voorreg om so saam met die Here te werk. Maar hierdie woorde in Kolossense is eintlik wonderlik gewoon. Hierdie woorde is nie gereserveer vir predikante of sendelinge of mense wat hulle droomwerk gevind het nie. Hy skryf aan gewone gelowiges, aan ons elkeen, en herinner hulle ons daaraan, dat elke woord en elke daad 'n uitdrukking kan wees van die behoort aan Jesus, en saam met hom gaan. Die uitnodiging is dus nie om te wag vir 'n beter plek of 'n beter tyd, of 'n beter geleentheid om getrou te wees en jou roeping te begin uitleef nie. Dis om nou getrou te wees waar jy is. Jy kan nou 'n verskil maak. Jou lewe dra nou diep betekenis. Roeping gaan minder oor die ontdekking van die perfekte rol en meer oor die soort mens word wat Christus weerspieël waar jy ook al is, in jou werk, hoe jy ook al daaroor voel dalk. So of jy nou in 'n maatskappy is en jy lei dit dalk en of jy werk soek, of jy doeke ruil en kleinkinders oppas en grootmaak, of jy in die proses is van loopbane verander, of jy 'n span bestuur en of jy wag vir 'n geleentheid. God se uitnodiging bly dieselfde. Waar ook al jy is, om diep lief te hê, om regverdig op te tree, om getrou te dien, om met integriteit te praat, om met 'n vrygewigheid te skep en nederigheid saam met hom te wandel. Dit beteken nie ons omstandighede maak nie saak nie. God mag wel ons na 'n nuwe plek of geleentheid toe nooi, maar ons begin nie eers dan nie. Roeping is 'n daaglikse uitnodiging om op God se stem en sy leiding te reageer, presies daar waar ons is. Selfs die plekke wat jy nooit sou gekies het nie, kan die plekke word waar Jesus jou vorm en jou nooi om op 'n manier te leef wat antwoord op die unieke roeping waartoe hy jou uitnooi. Jou werkplek is dus nie eenvoudig net waar jy bestaan maak nie. Dis een van die plekke waar God jou lewe vorm. Een van die plekke waar hy jou nooi om ja te sê.